As hy, kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie voorreg dat ons nou hier kon dien in waarheid en gees, Abba, dat ons harte so vir U kon uitstort vanoggend, Abba. Abba, ek bid, Vader, dat U verheerlik sal word vandag, Abba, en mag ons antwoord so Samuel geantwoord het, spreek, Here, U diensknegte luister. Abba, ons is honger vir hierdie woord, ons is honger vir hierdie manna, en ek bid dat U ons sal seën uit U troonkamer uit, Vader. Mag ons nou by U voete kom sit soos klomp kinders, Abba, wat net wil kom leer. Yeshua, dat daar waar ons U sê, moet die kinders nie verhinder nie, mag hulle moet hulle nie verhinder nie. Bring hulle na my toe, en daarvoor kom ons vanoggend en ons kom sit by U. Dankie daarvoor, ons vra dit alles in Yeshua se naam. Amen. Amen. Julle, so ons is besig met hierdie reeks oor die Onse Vader, wat alles deel is van hierdie goue altaar. En ons het begin met die goue altaar, met die hele tabernakel, en ons is nog steeds besig. Na 2 jaar is ons nou by die goue altaar, en hierdie goue altaar wat ons gebede verteenwoordig. En dis amazing journey. Ons is vandag byvoorbeeld net in die Onse Vader by deel 3. Dis al die 3de teaching oor die Onse Vader, en dit is waar dit net 'n klein gedeelte is in die woord waarvan Yeshua praat in Matteus, en ons hoe Abba net dit kom opbreek vir ons, hoe ons as jy gaan kyk na die Grieks wat daar so staan, en Abba kom leer ons, en vandag is iets amazing. Daai wat ons vra van verlos ons van die bose. Wat beteken dit? Wat het jy in jou gedagte? Dink bietjie daaraan vandag, wat beteken dit verlos ons van die bose? Dink aan hierdie evil goeters, hierdie klomp demone, hierdie bad goeters, hierdie duiwel goeters. Is dit waarvoor ons bid, verlos ons van die bose? Of is dit dalk dieper? Is dit dalk dieper as jy vir Vader vra? En hoe amazing is dit hierdie reeks oor Onse Vader, hoe Vader begin en sê, waar Yeshua sê, is maar dis hoe jy moet bid. Dit is hoe hy, die koning van konings, sê, maar Onse Vader, waar dit beteken onse, wat beteken ons. Hierdie egat, hierdie almal een, want Yeshua sê, ek is in my Vader, en my Vader is in my, en julle is in my, en hierdie eenheid waarmee ons kom en Vader Yahweh aanbid. En Abba het ons geleer, en ons is nou by deel 3. So gaan geluister gerus na op die YouTube, is die ander 2 oor die Onse Vader, en ja, ek sê net vir Abba dankie vir hierdie skatte, soos hy sê in Spreuke 2 wat hy vir ons gee. So ja, ons gaan volgende week, as dit Vader se wil is, week na volgende week, ons is volgende week toe, dan begin ons praat oor die vas, want nogal baie, ons vas, en ons almal weet van vas, en ons almal ken hoe om te vas, maar ek gaan lees jy hoe Yeshua ons kom deel vir ons hoe om te vas. Hy sê daarso, gaan was jou gesig en salf jou hoof, voordat jy vas. Nou doen jy dit, of vas jy net? Of was jy jou gesig en salf jou hoof? Daar's iets diep daaromtrent dit. Gewoonlik wil ons net vas, maar ons vergeet om ons hoofde te salf. Om te verklaar dat ek is 'n koningskind, en Vader, hierdie liggaam behoort aan U, en ek vas vandag vir dit. As wat dit net 'n vas of 'n dieet is. So ek bid dat Abba ons sal leer, bid saam dat Vader sy skatte vir ons sal gee vir dit. Nou, dis so 'n maklike gebed die Onse Vader, en so sê hoe ons moet bid, maar gaan kyk jy 'n bietjie dieper, kom jy agter dit is nie meer as net hierdie klein gebed. Dis meer as net 'n vinnige gebed, die Onse Vader. Dis baie diep. En vandag wil ek aangaan, en Vader vra om ons te leer oor die laaste gedeelte, die laaste paar versies van die Onse Vader. Nou kom ons gaan lees die Onse Vader, Matteus 6 vers 9, praat oor die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Daai daaglikse brood, daai legem, dis dink die tweede teaching gewees. Daai wat Vader sê is dat ek weet net wat jy nodig het. Jou benodighede vir vandag, jou omer, jou handvol wat hulle daai tyd gaan kry het, net genoeg vir wat jy nodig het. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie, vandag gaan ek praat oor hierdie, verlei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
So laasweek het ons gepraat oor die daaglikse brood. Maar vandag wil ek hierdie stukkie uithaal. Vandag gaan ons oor vers 12 praat en dit is vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So wat is, as jy bid, vergewe ons ons skulde, wat is die skulde om vergewe te word? Nou as ons gaan kyk na die Grieks, wat die skulde beteken, is opheilema. Ekskuus, jy verskoon, ek is nie Grieks nie. Ek probeer my bes te hier. Opheilema. Ek dink so uitspreek. En dit beteken, dit wat verskuldig is, dit wat regverdiglik of wettiglik verskuldig is. Ek gaan weer vir ons sê, dit wat regverdig of wettiglik verskuldig is. En as dit 'n skuld en 'n sonde. Is nie amazing as jy so 'n bietjie dieper gaan in die Griekse woord van vergewe ons skulde nie? So dis definitief wat vergifnis moet vra. Met ander woorde, die geestelike ook. En dat dit vergewe word soos die ander teenoor ons in die natuurlike doen. So kom ons begin en kyk na die eerste eienskap van skulde. Dit wat regverdiglik of wettiglik verskuldig is. Die woord sê, vergewe dit. Vergewe ons Vader Jahwe vir dit wat regverdig en wettiglik verskuldig is. So wat moet wettiglik en regverdiglik vergewe word? Wat verskuldig is? Met ander woorde, uitstaande is. Dis is verskuldig. Dit is wat uitstaande is. Nou, die vraag is, wat kan uitstaande wees wetlik? Want dit is wat dit beteken. Is dit nie die loon van die sonde teenoor die wet nie? Die skulde teenoor die wet, die loon van die wet? As jy daai vra, vergewe ons skulde? Romeine 6 vers 23 sê dit, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Yeshua, ons Here. Die loon van die sonde is die dood. 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. So die loon van sonde is dood en sonde is wetteloosheid. So die wetteloosheid, die loon van wetteloosheid is die dood. Geestelik. Alright? Dankie Yeshua dat hy gesterf het vir ons, sodat ons nie meer fisies met klippe gegooi word as ons sondig nie. So sê ons nie, vergewe ons sonde teenoor die wet nie, wat in ons hart geskrywe is. So daai tyd moes hulle skulde en sonde betaal deur om offers te bring. Nou die Yeshua is die loon van die sonde betaal. So wanneer ons bid, vergewe ons sonde, vergewe ons skulde, bid ons nie dat ons loon vergewe sal word deur ons wetteloosheid deur die bloed van Yeshua nie. Maar net soos ons in die natuurlike ook die ander vergewe. Want vergewe ons skulde, vergewe ons sonde, net soos ons die ander vergewe. Daar's 'n catch. Ook die skuldenaars. Matteus 6 praat van die skuldenaars. Nou as jy gaan kyk wat die Grieks beteken vir die skuldenaars, is opheilites. En dit beteken iemand wat 'n ander skuld. Iemand wat deur 'n verpligting gebonde gehou word. Iemand wat nog nie vergoed het teenoor wie hy seer gemaak het nie. Iemand van wie Jahwe straf kan eis. Dis die mense wat ons moet vergewe in ons lewe. As mens so die beskrywing lees van die verskillende skuldenaars, is die opsomming in een woord. Ons moet vergewe en nie judge nie. Dis basies dit. Ons moet bid dat Yeshua ons genadig sal wees en ons nie sal judge nie. Net soos ons nie die mense judge wat verkeerd doen teenoor ons nie. Net Yeshua is die regverdige judge, nie ons nie. Maak nie saak wat ander mense aan jou doen nie. Ons moet hulle help, ons moet hulle seën en ons moet vir hulle bid. Daai skuldenaar is teen die skulde wat hy teenoor Vader Jahwe het.
Dit is daai vergewe ons skulde, dit is daai sonde, dit is daai loon. Maar die skuldenaars, soos ons die skuldenaars hoor, dit is daai loon wat ons optrek teenoor hulle. Dit is daai wat ons voel, ja, maar jy doen nou verkeerd. Hier is jou loon wat ek teenoor jou uitgee nou. En dit is die probleem wat ons deesdae doen. Ons wil gou-gou, te gou-gou 'n lysie maak van die loon van daai skuldenaar teen jou. Hoe baie keer gebeur dit nie? Wat ons fisies wil kom en daai persoon judge. Nee, ons moet vra vir vergifnis, dat Vader ook daai skuldenaar vergewe, soos dat hy ons vergewe. En ons vergewe soos ons daai skuldenaar vergewe. Dis twee kante toe. Yeshua kom en verduidelik hierdie stuk nog verder, nadat die Onse Vader gebid is. Dit is hoe erg dit is, want as jy Onse Vader gaan lees hom verder, nadat hy gesê het, amen, dan gaan dit dieper, dan gaan dit na Matteus 6 vers 14, gaan dan aan met daai stuk. Dan kom herinner ons weer hoe belangrik dit is, dat ons die skuldenaars moet vergewe. En ek gaan vir ons lees. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Hier sê so reguit. Jy sal vergewe word as jy daai skuldenaar teenoor jou vergewe. Maar vers 15 sê, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hier praat Yeshua nie meer oor die vergewe ons skulde nie, soos ons skuldenaars vergewe nie. Hier praat hy nou van die wat oortredinge doen. Vergewe ons oortredinge, soos ons hulle oortredinge vergewe. Dieselfde bewoording, maar verskillende dade wat vergewe moet word. Want 'n skulde en oortredinge. En om te verstaan, kom ons net ons na die Grieks gaan kyk. Die Grieks vir oortredinge is paratoma. En dit beteken om langs of naby iets te val. 'n Afwyking of oortreding van waarheid. 'n Afwyking of oortreding van waarheid. 'n Sonde of misdaad. Hier vra Yeshua weer dat ons nie moet judge nie. Hy vra weer om mense te vergewe wat van die pad afval. Dis die wat jy vergewe wat oortree. Mense wat teenoor die waarheid sondig en misdade pleeg. Judge ons nie hulle gereeld nie? Hoe baie keer wil jy iemand judge wat vir jou lyk as hulle van die pad afgaan? En Vader Jahwe sê, maar ek gaan jou oortreding nie vergewe as jy nie daai persoon vergewe wat jy teenoor jou oortree nie. Moenie judge nie. Vader sal ons sonde en ons misdade vergewe. En die kere wat ons van die waarheid afwyk, moet ons sissa. As jy bid vergewe jou skulde en oortredinge, maak seker jy het geen judgment teenoor iemand anders te nie. Maak seker. Moet geen iets hê teen 'n boeta en 'n sissa nie, want dan het jy hulle nie vergewe nie. Moenie eers dink aan daai persoon wat dalk van die pad af gaan, daai boemelaar wat langs die pad loop. Moenie aan daar nie eens aan dink daaraan nie. Moenie dink aan daai persoon wat dalk gister op jou geskree het nie, of daai taxi wat voor jou ingery het nie. Vergewe hulle. Soos Yeshua sê, is draai die ander wang ook vir hulle. En vergewe hulle en maak dit klaar, moenie judge verder nie, dan sal Vader Jahwe jou vergewe. Anders te bid en vra jy vergifnis verniet. Moet jou nie beter as ander mense ag nie. Moet jou nie minder sondevry as iemand anders te ag nie. Doen ons dit nie baie vandag nie? Hoe baie keer maak ons soveel beter. Ons soveel meer sondevry as die persoon daar buitekant. Moet jou nie beter maak nie, want sonde is sonde. Wetteloosheid is wetteloosheid. Dis hoekom die woord sê in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van Jahwe. Ons almal kom kort die glorie van Jahwe. Ons almal is sondaars. 'n Sonde is 'n sonde. Ons almal kom kort.
Maar gaan maak reg teenoor daai boeta of sissa. En die woord is uitdruklik. Matteus 5 vers 23 sê dit. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jy jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teerparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teerparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Dit is daai van daai strange fire. Ek lag so oor die Jeremia 17 wat sê van jy moenie as jy in jou hart, as iets in jou hart nog nie reg is, as iets 'n burden, in Engels sê dit so, as jy 'n burden nog het, moet jy dit nie na die huis toe bring nie. Alright, op die Sabbat. Alright. As jy 'n burden het, het ek vandag gevoel ek moet bly dalk by die huis vir my vrou. Grap. Maar ja, moenie jou burdens bring na die huis toe nie. Moenie daai boeta en sissa as jy iets het, dit is strange fire volgens Vader Jahweh, dit is daai vreemde vuur wat jy wil kom en kom worship vandag vir Vader Jahweh, jy wil voor hom kom worship, maar jy's nog nie reg met 'n boeta en sissa nie. Hy sien dit as vreemde vuur wat jy vir hom bring. Kom met hierdie oop hart sonder burdens na sy huis toe op die Sabbat en kom vang jou dubbel porsie van vrede wat hy vir jou het. Maar hoe gaan jy vrede ontvang as jy nie vrede in jou hart het nie? Jy gaan eers hierdie tempel moet skoonmaak van die bad goeders, hierdie judgments, hierdie wat jou self beter maak as ander mense wat in hierdie tempel van jou is, om plek te maak vir Vader se shalom om hier in te kom. Moses moes eers gaan bely het vir die sondes van die goue kalf, voordat hy weer in Vader se tabernakel kon gaan. En baie keer moet ons ook hierdie eie ek het ons uithaal, hierdie goeders, dat ons kan plek maak vir hom, deur sy gees om ons te vul. So kom ons lees verder die Onse Vader, die tweede gedeelte, vers 13. Matteus 6 vers 13, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Daai twee hardloop altyd as jy saam bid, saam. Moet ons nie asseblief, Vader, moet ons nie in die versoekings van die wêreld laat inkom nie, want die bose is daar. Lei ons uit hierdie uit, verlos ons van daai. Jy dink altyd dit is saam. Dit voel altyd soos dit albei saamloop. Hoe baie keer het ons dit nie al gebid nie? As jy voel daai versoeking kom en soos die woord sê, die sonde staan loer vir jou. Hy loer vir jou. Hy wag, die vyand wag vir jou, dat jy net daai deurtjie oopmaak, dan kom hy. Okay. Maar die versoekings sal altyd daar bly, want die vyand sal jou altyd probeer covenant by jou steel. En Joshua is 'n goeie voorbeeld van iemand wat versoek is. En ek sê baie keer vir mense, dit is hoe ons, as jy hierdie mannekampe en vrouekampe het, en almal kom die naweek, en hulle het hierdie amazing naweek, hulle aanbid, hulle gee hulle harte, hulle was, hulle doop, hulle worship, en hulle het hierdie amazing tyd, na so manne naweek, of 'n vrou naweek, en hulle kom by die huis, tot die vrou vra, maar wie is jy? Ek ken jou nie, jy's 'n nuwe man. En dan wat gebeur daarna? 2 weke, 3 weke, poep, val die ou weer terug na sy ou wese, hier's die ou man, of die ou vrou maar net weer terug. Gebeur dit? Ja, ons is almal mens, ons kom kort die glorie van Jahweh. Dit is 'n feit, daar ons is sondaars. Maar wat gaan ons help, dat ons nie in daai versoekings kom nie? Wat keer jou, dat jy nie teruggaan na jou ou wee toe nie? Ek gaan Engels sê, it is written. Daar staan geskrywe. Dis al wat jou gaan help, is dan die vrees van Vader Jahweh deur sy gees, wat jy sê, maar, byvoorbeeld, soos dronkaard, jy sal die koninkryk van Jahweh nie beerwe nie. So voordat jy jou weer letter toe wil gaan staan en drink, byvoorbeeld, nie dat ek sê, is verkeerd nie, alright? Maar, as jy voordat jy dit wil gaan doen, daar staan geskrywe. Of voordat jy wil gaan steel, byvoorbeeld, dis nou maar net voorbeelde. Daar staan geskrywe. Dit is wat help, dat jy nie teruggaan so toe nie. Dis daai vrees van Vader Jahweh, daai van loon van die sonde is dood. Jy kan ook jou vrou en jou kinders loor daardeur.
Jy kan ook toegesluit word daardeur. Dis die loon van die sonde, volgens Romeine. So hy leer ons wat om te doen wanneer die bose ons versoek. Matteus 4 vers 1 sê, toe is Jesus deur die Gees weggelei, die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van Jahwe is, sê dat hierdie klippe brode word. So dit is versoeking nommer 1. Wat doen die vyand? Wat doen die duiwel? Die vyand sal jou versoek op 'n ding wat jou swakpunt is in jou lewe op daai stadium. Want dis wat nie so gebeur het. Hy is honger. So, wat doen die vyand? Haha, daar's 'n plekkie, ek gaan jou nou versoek op jou swakpunt op daai stadium. Jy is honger, ek gaan vir jou kos wys. Ek gaan vir jou sê, jy kan kos maak. Want jy is die seun van Jahwe. En doen die vyand nie baie keer nie? Hoe baie keer is ons swakste plek, dan kom wys die vyand vir ander goeders. Soos jy so wat honger is, en hy sê, maak kos deur klippe. Baie keer byvoorbeeld, as jy siek is, kom ons vat dit as 'n voorbeeld. Wat gebeur heel eerste as jy nou 'n erge siekte het? Vat COVID. Begin jy vrees. Baie keer as jy siek, net dink jy siek. Want as jy die groot siekte wat nou kom, wat doen jy dadelik? Gaan gryp jy antibiotika. Want dis die vinnigste, maklikste oplossing. In plaas van om te glo. Of byvoorbeeld as jy dalk bid vir 'n deurbraak in jou lewe, soos byvoorbeeld jou finansies, jy's dalk op 'n swak plek, jy's dalk in 'n woestyn tydperk van jou finansies en dit gaan nie goed met jou nie. Dan kom die vyand en hy sê, ja maar, gaan maak 'n deal. Gaan doen dit, probeer dit doen, probeer daai plan maak. Of baie keer sê vir mense tot gaan dobbel om meer geld te maak. Want is die swak plekke in 'n lewe. En dis waar ons moet kom en sê, maar daar staan geskrywe. Of as jy deurbraak wil kry in jou huwelik. Jy bid dalk, jy's daai probleem, my man wil net nie vir my luister nie, of hy wil nie eens luister as ek die emosies het nie. En wat doen die vyand? Hy stuur 'n Potifar se vrou. Wat sal luister na die man? Of 'n Rambo wat sal luister na die vrou? Want dis die vyand se swak, se manier, want dis wanneer daai persoon emosioneel is en iemand aandag soek, maak hy daai man of daai vrou so besig, en dan kom meneer Nice by die werk en hy kom luister. Hy sê, ag, weet tog, ag, sies tog, ek sal daar vir jou wees. En wat gebeur op 'n fyn dag? Daar is die huwelik verby. En dis wat die vyand doen. Hy kom versoek ons op ons slegste tye van ons lewe. In die woestyn. Waar het hy vir Yeshua versoek? Daar, waar hy gevas het. Ek kan nie eens 2 dae vas en dan is ek pap nie. Maar as in 40 dae en 40 nagte se vas. Duiwel laat jou glo jy kan dit self uitsorg en dat daar 'n makliker manier is as om te wag. Hier is die antwoord, vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, dat mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Yeshua kom en hy kom quote woord. En dis die belangrikste ding wat ons moet doen is, quote woord as jy versoek word deur die vyand. It is written. Dis al wat jy moet sê. Maar gaan hy ophou? Nee. Hier kom Yeshua en quote homself, hy weerstaan die vyand met woord. Hy is die woord. Hy quote, as jy Vader Jahwe het, sal jy jou daaglikse brood ontvang. Punt. Jy sal jou daaglikse brood ontvang. Gaan quote dit. Sy legem. So vers 5, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad. Dis nou versoeking nommer 2 in ons lewe ook. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En hy sê vir hom, as u die seun van God is, werp uself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande draai,
dra, sodat u nie miskien u voet teen die klip kan stamp nie. So hier kom wys hy die versoeking, maar hy kom bou sommer die persoon op. Hy kom bou vir Joshua hierso op. Hy kom sit nog ekstra versies. Hier kom quote die duiwel woord. Hy ken die woord. En Johannes 8:44 sê hy is 'n leienaar. 1%, as jy noord kry en jy kry ware noord en noord, net 1 grade hierso af, hierbo. As jy daai punt kom, is daai noord heeltemal weg van die noord, die oorspronklike noord af. Hy draai hom dalk net so 1 grade. Dis daai versoeking wat hy vir hom gee. So hier kom hy die vyand gewoonlik in ons lewe met die tweede versoeking en hy maak ons hoogmoedig. Maar nie hoogmoedig in 'n manier van selfverheffing nie, maar meer van dit kom jou toe. Dit kom jou toe, Boeta en Sissa. Hoe baie keer kry ons dit nie? Dit kom my toe hierdie goeters. Ek's mos 'n goeie kind. Dis mos Abba en hy sê hy sal dit mos vir my gee en doen. Jy verstaan nie so blessings en curses, maar ek kies die blessings in Deuteronomium 28. Hier is my blessings, dit kom my toe. Hoe baie keer gebruik dit nie? Ons het nie. Maar die vyand jou nie in 'n manier, Vader Jahweh, manipuleer sonder dat jy dit agterkom nie. Hoe baie keer nie nog gebeur dat jy gebed bid, maar jy bid hom so dat jy voel maar, Jesus, Abba, kom maar eintlik toe. Bring jou dat jy met Jahweh praat sonder 'n besigheidsvernoot. Van die vyand nie dalk die belangrikste woorde weg wat ons elke dag moet vra voordat ons probeer spreek met autoriteit en beloftes wat ons het deur Joshua nie. Vat hy nie partykeer die wil weg, daai van Vader, maar as dit u wil is. In plaas van om te sê in Joshua se naam, want Joshua sê ons kan alles in sy naam vra en dit sal ons in wees. Maar dis hoekom ons Vader ons leer van Vader, maar as dit u wil is. Die wil, as dit u wil is. Dis die probleem, ons wil baie keer daai name it and proclaim it houding hê. Wat hulle sê van, noem dit net en jy sal dit kry. Markus 11 wat sê, van, if you believe it, you receive it. Hoe baie keer gebruik ons dit nie? En dis presies wat die vyand kom sê, Joshua, jy kan net dit sê. Jy kan dit net, hierso, jy het dit. Sê dit net. Maar Joshua sê vir hom, daar is ook geskrywe vers 7. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Dis die antwoord. As die vyand kom en hy wil vir jou hierdie hoogmoedige selfverheffing tipe van ek het dit verdien het. Vader, maar daar staan geskrywe. Ek sê nie dat ons nie dit kan doen nie. Maar as 'n moediem, daar's 'n wil. Dan sê jy mag nie die Here jou God nie versoek nie. Hier kom quote Joshua weer woord. Vers 8. Versoeker nommer 3. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg, wys hom al hierdie koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. So hier kom die hoogmoed nou in. Die hoogmoed in die gedeelte. Die stuk waar die vyand die wêreld voor jou neus wys. Dis waar hy dit voor jou neus waai. Al die lekker dinge. Al die vleispotte van Egipte. En hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Hoe baie keer neig ons nie terug na die naaidsgoeters, die vleispotte van Egipte byvoorbeeld, as jy tot teruggaan in die geskiedenis en hoe hulle uit Egipte uitgegaan het en hoe hulle in die woestyn is vir 40 jaar lank en hoe hulle heeltyd teruggegaan het en gewens het wat die dinge wat gebeur het in Egipte. Ja, maar Moses, daar was dit gewees. Ja, maar Moses, daar was dit gewees. Nou baie keer as jy in jou lewe kom en jy kies om die pad te volg om dalk nee te sê vir sekere dinge in jou lewe en dan kom jy en dan kom wys die vyand dit vir jou. Maar kyk nou. Maar kyk nou hoe spot daai mense jou. Maar kyk nou hoe swaar moet jy nou kry. Toe jy nog in die wêreld was dit oukei, toe het jy dit gefloreer.
Kom wys hy dit nie vir ons nie? Ja, hy kom wys daai dinge vir ons. Hy wil hê jy moet hom aanbid, jy moet die wêreldse dinge aanbid. Hy het sy eie koninkryk, hy sê die koninkryk van die wêreld, dit is die vyandsinne, die duiwelsinne. Maar hy kom vat hierdie stuk verder, hy wys nie die dinge van die wêreld nie, maar hy wil ook aanbid word. Doen ons dit nie partykeer nie? Hoeveel keer aanbid ons vir mammon in ons lewe? Mammon, die een van geld, aansien, rykdomme, niks waarom nie, maar het gaan oor jy dit hanteer. Daai dinge wat jy verafgod in jou lewe, daai dinge wat jou status gee op aarde, die koninkryk van Satan, wat wys die vyand vir jou gereeld in jou lewe, wat jy uitmis, en hy vra jou om hom te aanbid, sonder dat jy dit eers weet en agterkom. Wat is jou idol in jou lewe? Hoor gou, enige iets wat jy belangriker ag en meer tyd aan spandeer as by Vader Jahweh is 'n afgod. Jou selfoon. Spandeer jy meer tyd aan jou selfoon in die aand as om tyd by Vader Jahweh se voete te sit? Ek is self skuldig daaraan. Jou werk, jou huisgesin, jou kinders. Pas op om dit nie meer aandag te gee as Jahweh self nie. Want die vyand gaan dit voor jou neersit, hy gaan jou probeer mislei. Hy gaan jou probeer wegtrek om Vader Jahweh te aanbid, om kwaliteit tyd saam met hom te sit. Soos hy sê, kom in my binnekamer in en kom in hierdie geheimenis in en daarso waar jy met my praat, sal ek in geheim sien. Hy sê in Matteus 6. Hy sal vir jou sien, jy verdien dit. Hy sê jou tyd steel, sodat jy nie tyd het om by hom te wees nie. Ons almal is skuldig. Nie is die antwoord wat Yeshua sê in vers 10. Gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Dis al. It is written. Jy moet hom alleenig dien. Daar staan geskrywe. Dis al wat ons moet sê. Maar die probleem is, jy gaan woord moet ken om woord aan te haal om die vyand te weerstaan. Jy moet tyd spandeer in die woord om te kan weet en te kan sê, Satan, daar staan geskrywe. En hy gaan jou so besig hou dat jy nie woord leer nie of woord ken nie, want dan weet hy, jy gaan hom nie kan weerstaan nie. Dis sy taktiek. Jy gaan meer tyd spandeer om woord te leer, dan kan jy hom weerstaan. Sodat jy die vyand kan weerstaan deur die gawe van kennis, wysheid en onderskeid, die gawe van Heilige Gees, van Ruach HaKodesh. Vra vir Vader daai gawe en weerstaan hom. So vers 11 sê, daarna het die duiwel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Eventueel het die vyand gegaan. Yeshua het hom heeltyd geweerstaan. So Boeta en Sissa, bid en vra jy nie dat jy nie in die versoeking kan kom nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Hier is dit duidelik. Die vyand gee vir ons as mense menslike versoekings. Die mense het hierdie menslike versoekings aangegryp. En dis in ons. Dis wie ons is. Ek meen, kyk net vir Israel, hoe baie keer het hulle uit die woestyn, uit Egipte uit, hoe baie keer het hulle gegaan. Al het hulle, hoeveel keer het Vader Jahweh hulle vir gewaarsku. Dit is in ons. Ons gryp dit aan. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Ek gaan nou hele stuk wie lees, vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie.
Hy sal sê, Satan, nee. Nee, jy mag nie dit doen nie. Soos hy gesê het met Job, los vir my dienaar Job uit. Jy kan hom versoek, jy kan sy vrou, sy kinders, sy alles, sy plaas, sy alles vat. Maar hy het 'n fear of the Lord. Hy's 'n godsvreesende man daar. Hy's regverdig. Hy bid tot vir sy kinders se sonde. Hy het 'n beskerming. Hy het 'n hedge omdat hy godvreesend is. Los hom uit. Want Satan het gegaan in die geestelike riem in en hy gaan sê, hy gaan aantuig. Daar's 'n judge, daar's 'n hofsaak teenoor Job. Hy sê, kyk vir Job, kyk vir Job, kyk vir Job. Vader sê, los hom uit. En so gaan hy elke dag 10:1. En hy gaan probeer ons by Vader Jahwe aantuig. Kyk vir Peer, kyk wat maak hy, kyk weer so. Gaan Vader ook wil hom sê, want Joshua sit in die regterkant en hy is die judge, gaan sê, los vir Peer uit. Los 'n sisse uit, los 'n boete uit. Hy's regverdige. Hy's godvreesend. Hy het vanoggend nou gebid en gesê, vergewe my sonde in Joshua se naam. Los hom uit. Of gaan hy net en sê, net so. Soos er gebeur het met die slange in die woestyn, hulle heeltyd, daar was heeltyd slange gewees, totdat Vader sy hand gedraai het, en die slange het hulle begin pik. Daar was heeltyd slange hier buitekant. Mag Abba ons genadig wees en nie sê, dat die slange nou maar begin pik nie. As ons keuse, want die vyand wil ons daar hê, want dan kan hy ons gebreek. Dankie Abba, hy sal dit nie toelaat nie. Dis hoe lief hy vir ons het, maak nie saak wat ons doen in ons lewe nie. Kom ons lees verder, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Hoe amazing is dit? Sodat jy dit sal kan verdra. So hy gaan nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar hy gaan ook vir jou 'n uitkoms gee. Is dit nie net so mooi nie? Maar dit help nie, jy bid teen dit, maar jy doen die dinge nog steeds wat jy soontoe trek nie. Jy gaan nie bo jou kragte versoek word nie, maar baie keer trek jy die versoeking na jou toe. Daar is heeltyd 'n uitkoms, en dis sy naam is Joshua. Hy is die uitkoms. Die tweede uitkoms is weerstaan met woord. Maar dit help nie, jy het hierdie probleem van skinder. Dit is jou ding. Dit is jou wat die vyand jou swak punt. Dit is jou probleem daar. Jy het 'n probleem as jy jouself kry, dan gaan skinder jy oor mense. Soos Psalm 1 sê, daai wat saam in die kring van die spotters sit. As jy jou kry, jy weet daarso. Okay? So as jy sit met daai ding, ja maar Abba sal my nie versoek bo my kragte nie. Ja. Maar die punt van die saak is dat jy gaan weer val, want die vyand gaan jou intrek weer. So, jy moet van jouself of sê nee. Ek kies om kadosh te wees, om set apart te wees. Vader roep ons, wees heilig want ek is heilig. Wees afgesonder, die kadosh. Sonder jou af van hulle af. Kom uit daai groepie uit. Want gaan nie help as jy onder klomp skinderbekke is nie, dan gaan jy op 'n stadium weer val. En die vyand weet dat hy ken jou swak punt, vra vir Ruach om jou te wys waar dit is. Of byvoorbeeld, soos 'n simpel voorbeeld, vra vir Jahwe, ek wil op 'n rook, maar jy gaan sit saam met klomp rokers. Dis 'n simpel wêreldse voorbeeld, maar dit gaan moeilik wees. Jy kan vra om uit die versoeking te bly. Maar die volgende stuk van gebed gaan saam met die van verlossers van die bose. Môre hierso. Die ding is, Vader Jahwe sê hy sal jou nooit bo jou kragte, hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Nie die vyand. Jakobus 1 vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen wat versoek, as hy deur sy eie begeerlikhede weggesteep en verlok word, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood
voor. Hier quote hy sommer Romeine, hy quote alles. Sy Vader versoek nie. Hy sal help dat jy nie bo jou kragte versoek word nie. Maar hy versoek nie. Hy gaan jy nie versoek nie. Hy gaan vir jou 'n oplossing gee. Maar wel toets Vader Jahwe ons. So let wel, hy versoek ons nie, maar hy toets ons. Petrus 1 vers 6 sê, daarin verheug julle heel. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge, soos die beproewingheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua. So ons Vader beproef ons geloof. Vader wil, ek dink hy wil net sien, sal hy kind nog vas staan, sal hy nog bly bid, sal hy nog bly vas, sal hy bly smeek partykeer? Is dit nie soos jy as 'n pappa en 'n mamma in 'n huis, partykeer hou jy daarvan as jou kind sê, hy pappa maar, ag asseblief man, kan ek net daai ding kry? En dit is daai geloof, wat ons met die Vader Jahwe, van Vader, ons smeek hier, ons bid, ons vra, en ons glo, dat ons dit gaan ontvang, as dit U wil is. Die vyand versoek ons om in onsself te glo, en Jahwe beproef ons, om te kyk, of ons in hom glo. Ek gaan ons weer lees. Die vyand versoek ons om in onsself te glo, en Jahwe beproef ons om te kyk of ons in hom glo. Hy toets die hart heeltyd van sy kinders, en kyk wie ons eerste is in ons lewe. So kom ons lees verder die Onse Vader, vers 13. Ek gaan nou daai twee stukkie lees. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Verlos ons van die bose. Grieks vir verlos is rayamai. En dit beteken om jouself te trek, om te red, die verlosser. Met ander woorde beteken dit nie om gered te word deur die verlosser wat jou wegtrek van daai bose dinge nie. Ek gaan weer vir ons sê. Beteken dit nie om gered te word deur die verlosser Yeshua wat jou wegtrek van daai bose dinge nie. Wat sê verlos? Yeshua verlos my. Yeshua kom trek my weg van dit af. Trek my weg van hierdie bose. Die waar ek bid, Yeshua red my van die aanval op my lewe. Vra dit elke dag leer Yeshua vir ons in die Onse Vader. So elke dag vra, trek my weg van dit af, verlos my asseblief. Dis hoekom Yeshua ons die Onse Vader leer. Nou wat dink julle is die bose? Of soos die Engels sê dit, the evil one. Dit klink so, hierdie villain. Verlos ons van daai ou. Die Grieks vir die bose is poneros. Poneros. Okay? Hoor gou hierso, dit gaan julle heeltemal die betekenis, die oorspronklike woordjie van bose. Jy verlos ons van hierdie evil one. Dit beteken, poneros beteken, okay, dit is bose, okay, dit is hierdie bad goed, maar ook vol arbeid, ergernisse, getuister deur arbeid, swaar kry, tyd vol gevaar vir die Christelike geloof en standvastigheid wat pyn en moeilikheid veroorsaak. 'n Slegte toestand, boos, goddeloos, sleg. Dit het my heeltemal omver gegooi. Want dit is nie net the evil one nie.
Die bose wat jy voorbid elke dag, verlos my van hierdie bose. Trek my weg, U is die verlosser van hierdie goedes. Hierdie swaar kry. Jou daaglikse probleme, jou daaglikse ergernisse, jou moeilike dag wat jy by die werk kan kry. Daar waar die mense jou as 'n volger van die weg spot byvoorbeeld. As dinge moeilik maak as gevolg van wat jy op Vader Jahwe se waarheid staan. Is dit nie? Daai bose, daai spotters, daai swaar, daai arbeid, daai moeilike dag wat jy kry, wat jy kan kry, daai swaar kry en spot, die moeilike, ons daaglikse dae van as 'n Christen om te sê nee. Want die vyand gaan jou kom versoek. Dit is daai bose, dit is daai moeilike, is daai ergernisse van jou dag. En jy kom en sê, Vader Jahwe, verlos my asseblief van al hierdie dinge. Verlos my van hierdie ergernisse. Verlos my van hierdie moeilike, want daai van tel op jou kruis en volg my, daai van deny yourself, daai van tel op, daai van wat jy gaan in die beloofde land en daar's nog steeds hierdie giants voor jou. Verlos my van daai giant, verlos my van daai Goliat in my lewe. Dit is die bose. Dis nie net 'n wille nie, of 'n demoontjie op iemand nie, wat jou pla die hele dag nie. Dit is dieper. Dis wat ons Vader moet vra. En hy sê die Christene wat gespot word, wat vervolg word, verlos jou van dit. Want die wêreld sal jou haat. En dit is die bose. Johannes 15 vers 5 sê, en ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle Vader ook al in my naam vra, hy vir julle dit sal gee. Dit gebied ek julle dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Dis die bose wat daai woordjie Grieks beteken. Dis daai haat wat by die wêreld jou sal haat. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En as hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al die dinge sal hulle aan julle doen, terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Dit is ook die bose. Dit is ook daai wat jy met Vader Jahwe moet vra, verlos my asseblief van hierdie dinge. Verlos my van die vervolging wat mense op ons het. Verlos my van die vyand wat gaan kom vir my om my te versoek. Al hierdie bose dinge kom net een ding. As ons hierdie gedeelte opsom, haat die wêreld jou boetie en sissa, omdat hulle Yeshua nie ken nie. En as hulle hom nie ken nie, ken hulle nie sy woord nie. En daarvoor hou die wêreld nie van jou nie. En Johannes 2 sê, vers 3 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar die ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn al reeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat,
is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. So onthou julle verlos, om jouself te trek, vir Yeshua die verlos te vra om jou te trek. Daai van voordat jy daar so gaan, daar sommer skinderbekke, daai verlos, kom ons, ek trek my weg hierso. Om jouself te trek en Yeshua jou moet verlos daarvan. Hoe baie keer trek ons dit nie? Die swaar kry, die ergernisse, die harde arbeid. En dit is net Yeshua wat ons van dit kan verlos. Die versoekings wat die vyand ons gee, kan lei, hoor geysom. Hierdie hele stukkie. Die versoekings wat die vyand ons gee. Want baie keer trek ons self ons na dit, na die bose toe. Hoe baie keer trek jy nie jouself na die bose nie? Hoe baie keer trek jy jouself nie na hierdie ergernisse nie, wat jy op jouself bring? Die versoekings wat die vyand ons gee, kan lei na al die swaar kry en ergernisse. Dis hoekom ons moet vra, lei ons nie in die versoeking nie. Want dan is ons verlos van die bose. Hoe baie keer bid jy en vra dat Yeshua jou verlos van die bose, van die swaar kry. Boetie en Sissa, die Onse Vader eindig so mooi, waar Yeshua weer aan Vader Yahweh eer gee, en ons so leer, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Yeshua, die koning, die seun van Yahweh, kom gee eer aan Yahweh. Hy eindig weer, na al hierdie, hy gee hom eer aan die begin, hy sê U naam is heilig, en hy kom eindig weer, met U is heilig. Hy gee hom weer die eer. En ons moet dit nie vergeet nie. Is die belangrikste belangrik is om eer te gee. Die heerlikheid. Hy sê daar so die krag. En dan eindig hy met Olam, wat beteken vir altyd, vir ewig. U is Yahweh Olam. U is 'n everlasting God. Vader se naam. Hy's gister, vandag en môre dieselfde vir ewig. Hebreërs 13 vers 6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus, Yeshua, ons weet Yeshua is in Vader en Vader is in hom, is gister, vandag, dieselfde, tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemdelinge leerlinge nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Maleagi 3 vers 6, Maleagi 3 vers 6, want ek die Here het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Vader is dieselfde, hy bly altyd dieselfde, gister, vandag en môre. Sy beloftes bly vas, gister, vandag en môre. Vir ons, dis ons wat verander. Ons verander. Vader verander nooit nie. Amen. So julle, ons het einde gekom van hierdie Onse Vader, en dis amazing journey, ek eer Abba daarvoor, en dis diep, dis nie net 'n gebed nie, dis nie net 'n vinnige gebed nie, so ek sê vir Abba dankie daarvoor, en ja, nou dat ek begin bid, en die Onse Vader begin sê in my gebed, maak dit net baie meer sin, so, ja, amen. Kom ons sluit ons oë, en ons eer Abba. Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg. Abba, dankie vir die reën, Vader Yahweh. Abba, dankie, U reën is hierdie voorsiening, dis 'n blessing. Ons eer U, Vader. Dankie dat ons hierdie woord, Abba, hierdie manne uit U troonkamer so kon ontvang het vandag, Abba, waar U ons kom leer. Yeshua, waar U sê, Onse Vader.
En U kom en ons kom leer ons om al die dinge te vra, U wil te vra, in die hemel en op aarde. U kom sê, maar laat U koninkryk kom, en dan U vra, kom leer U ons om, dat ons kan bid en vra, dat ons nie verlos sal word nie, maar dat ons van hierdie bose dinge, dat ons sal verlos word van die bose, en dan kom gee Yeshua weer U alle eer, Vader Jahweh. En ons wil vandag vir U eer kom gee, Abba. Ons wil vir U kom dankie sê vir alles wat U doen vir ons, Vader. Dankie dat U ons nooit gelos het nie, Abba. Dankie dat U sê U sal ons nooit versoek nie. En dankie, Abba, dat U baie keer toets, dat U baie keer beproef om te kyk hoe is hierdie kind van my? Is hy nog werklik lief vir my? En Vader, ek wil vanoggend humbly voor U kom staan, en as ons as 'n bediening wil kom sê dat ons is lief vir U, Abba. Ons is lief vir U, Yeshua, ons is lief vir U, Heilige Gees, Ruach HaKodesh. En ons is eer U vir wat U doen vir ons. Dankie, Yeshua, dat U vir ons kom leer het hoe om te bid. En ek bid vandag, Vader, dat U vir ons sal hierdie skatte sal kom gee, uit U woord uit, hoe ons moet vas. Hoe U wil hê ons moet vas. Kom leer ons, Abba, want ons het hierdie hartsbegeerte om net vir U hierdie soet geur te wees, om vir U hierdie glimlag te gee op U gesig elke dag, want ons is lief vir U. Maar dankie dat U ons so lief het, dat U vir ons hierdie seën gee, en U sê in Numeri 6, sê U vir Aaron en Moses, spreek uit hierdie seën oor Israel. En dankie Yeshua, deur U bloed, volgens Galasiërs 3 vers 29, is ons erfgename aan die beloftes wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob. Dankie daarvoor, Vader. Dankie vir die seën, ons ontvang het nou hierdie seën as U kinders. Ja, Varecha Adonai Vishmarecha, ja Adonai Panevlecha Vichuneka, Yesa Adonai Panevlecha Viasemlecha Shalom. Moet ons sê, Abba Vader sê vandag, hy sal jou seën. Soos hierdie reën stort vandag op hierdie dak, so sê hy sal my sluise vir jou oopgesluit word. Abba sê hy sal jou bewaar. Hy sê Psalm 91 sê dat ek sal my engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken my net en wees lief vir my. Dis al wat hy vra is. En volgens wat ons nou gelees het, volgens 1 Johannes 2 sê, maar as jy sê ken my en jy onderhou nie my gebooie nie, dan sê jy leenaar. Moet ons sê, om Abba Vader te gehoorsaam is liefde. Yeshua sê self, if you love me, obey my commandments. Hy sê dit. Vader, maar leer ons om hierdie gehoorsame kinders vir U te wees, want ons is lief vir U. Moet ons sê, Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn daar buitekant. Mag jy 'n ligtoring wees vir die duister wêreld daar buite. Mag jy gaan skyn daar, sodat mense die lig sal sien. En bo alles sê Abba vandag vir jou, ek sal jou met hierdie vrede seën. Hierdie shalom wat ek vir jou het, seën ek jou mee vandag. Dankie daarvoor, Abba, ons ontvang dit nou alles deur die kragtige werking van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. En deur die naam ons koning, ons hoëpriester, Yeshua Mashiach se naam, die seun van Yahweh Elohim. Amen. Amen. Dankie julle.